Hallo, my naam is Bouwer Bosch. Welkom by Pagecast, die podcast oor epiese boeke en vandag gesels ons met die legende Eben Etzebeth oor sy amazing boek wat nou uit is, Ten Slotte. Eben, welkom. Dankie vir die bekendstelling. Hoorie so, jou boek is amazing. Ek het dit gelees voor die rest gelees het in your face. Is lekker om te sien hoe eerlik jy is oor goed wat gebeur het in jou lewe en waar jy vandaan kom en waar jy nou is. Dit is baie raar om dit te sien, want baie kere die blootstelling wat die publiek van rugbyspelers, dit is maar daai 5 minute na 'n game van 'n interview of as mens Jason the Sun of so kyk. Maar dit was awesome om die boek te lees. So ek wil begin deur sê dankie vir jou eerlikheid en die weerloosheid in die boek. En dan wil ek vir jou vra, hoe voel dit om 'n boek uit te hê? Nee, dis interessant, dis lekker. Ek dink ek kwam nou toe ek jonk was, toe het was by Victor Matfield se boek bekendstelling, toe was ek soos jou het 'n boek geskryf, dit moet nogals iets wees en wat 10, 12 jaar later hierso ek nou met my boek uit en ons is Sian Rassie het hulle boeke uitgebring en ek dink is 'n lekker stuk wat jy eendag kan wys vir jou kinders, jou kleinkinders. Jy vertel ons maar nou vir hulle stories en so, maar ek het nooit regtig iets op papier, so hierdie is eintlik, ek dink dis dalk amper die grootste rede hoekom ek gedoen het, vir iets wat hulle eendag nog kan kyk, is amper wat hulle kan saam hulle dra vir iets van hulle lewe, so ja, is nogal special. Ja, it's beautiful. In jou boek skryf jy oor hoe jy as 'n jong laaitie in die Kaap, het jy op 'n papier agter jou deur, was dit soos 'n, ek wil dit nie 'n bucket list noem nie, maar wat presies was op haar lys? Ja, so dat is maar doelwitte, rapie doelwitte wat ek eendag wil bereik. Obviously, een was om vir Springbok te speel en om wêreldbeker te wen en so, ek het al meeste van die goed daarin bereik, so Hanneke Meyer het ook altyd gesê, as jy nie doelwitte neerskryf nie, dan gaan jy hulle nie sommer bereik nie. Ek het so al 'n studie gelees van mense wat hulle doelwitte neerskryf, maak het gewoonlik, so baie raad by hom ook gevat, maar ja, ek het dit gedoen en myne het ook geraak, so. Was op haar lysie om 'n boek uit te bring? Dit was nie op haar lysie nie, nee. Dis lekker. Wel, dis lekker maar baie is nou keer. so. Ja, maar dis lekker as jy baie keer as die lewe jou so 'n bietjie onkant vang en jou verras met mylpale wat jy nooit kan of aan gedink het nie. Met 'n stem soos jou, dan sal jy ooit 'n album uitbring. Nee, ek los dit vir my vrou. Dink sy daai rondom beheer. Nee, met hierdie stem gaan ek nie ver kom. Ek het, ver van die mense af. Eben, as ek 'n loopbaan kan maak uit musiek uit, gaan jy definitief 'n loopbaan uit musiek uit kan maak met my stem. Maar jy met jou tipe stem dink ek sal jy amazing storieboeke kan lees vir kinders. My dogtertjie is 2. 'n Stem soos jou, bro. Ek sê jou nou. Ek weet nie wat ek gedoen na rugby nie, maar ek sê maar net daar's dalk 'n bietjie nagmerries kry daai aand. Nee, maar so rondom die skryfproses, hoe moeilik of hoe maklik was dit vir jou om kan of terug te dink aan jou hele lewe waar jy vandaan gekom het? Want ek meen daar's baie verwerping in 'n mate. Ek meen die lewe is nie altyd maklik vir almal nie en ek as 'n kind veral jy het baie teleurstellings in mense persoonlike hoedanigheid met sporte en so aan. So in jou storie veral die feit dat jy nooit die A-span gehaal het nie tot op 'n sekere punt. So hoe maklik of moeilik was dit om so terug te delf in jou lewe en in hierdie goed te deel? Nee, dit was eintlik lekker. Dit was ek moet sê ek verbaas met hoe baie ek onthou het van wat ons gebeur het. Obviously iemand gehad wat my gehelp het en bietjie navorsing gaan doen het oor die verlede en as hy dit opgebring het ek meer oor daai storie begin praat en dan kom al die herinneringe terug. Party goed, party baie sleg. Obviously daar was tye in die Springbok span waar dit nie goed gegaan het nie, waar ons met rekordtellings verloor het en nie goeie seisoene gehad het nie. Maar ja, het was great om half terug te gaan, op skool waar mense begin het, waar my pa ons afgerig het, reg deur skool, tot by 'n bok en tot met die 128ste toets, so nee, het was lekker om deur alle memories te gaan. Ja. Jy, daar's 'n groot klem op familie in jou boek. Ek kom agter dis nog 'n groot, familie is vir jou belangrik. Jy het 'n baie regte verhouding, met jou broer en jou ma en jou oorlede pa, wat ons nou vinnig oor gaan gesels. Maar watter rol speel familie om jou in 'n mate grounded te hou met 'n storie soos joune wat kind of 'n suksesstorie soos joune wat waar jy is waar jy nou is, maar om jou nederig te hou en ook net laat jy nooit begin gaan, jy ben net so jy beter verstaan jy, laat jy nooit daai groot kop kry nie. Ja, ek dink familie is dis daai ding wat jou half soos jy sê op die grond hou, wat jou half rappie vat baie van jou tyd op, vir alles jy nou begin professioneel speel en begin of jy Springbok speel en
gaan op al meer toere en dit half jy raak al vasgevang in die rugby wêreld, maar ek voel familie is daai een ding wat vir my altens wat my weggebring het van die rugby wêreld af, wat my bietjie laat afswitch het. Ek dink mense het dit ook nodig. Mense kan nie konstant rugby gaan nie. Mense moet dan dan 'n breikoek vat en ek dink soos familie, my ma, my broer, my pa, toe ek jonger was en nou natuurlik het ek my eie vrou en my eie kind en nog enetjie op pad. So dis maar ongelooflik. Sy is so close met haar familie en ja, ons probeer soveel as moontlik by mekaar kom, familievakansies, Kersfeeste met verjaarsdae. So ja, ons reg 'n special bond. Ja. Die ek gaan so 'n bietjie rondval tussen jou persoonlike lewe en jou loopbaan en dan 'n bietjie terug na die boek toe, maar ons as kykers by die huis weet hoe fisies sterk rugbyspelers moet wees, obviously om te kan doen wat julle doen. Maar die emosionele kant van dit is altyd so fascinerend, want julle gaan van 'n hero na 'n zero net so. As julle 'n toets verloor wat julle nie veronderstel was om te verloor in die publiek se kop nie, dan is julle die mees gehate groep mense omtrent in die land en dan 'n week later wen julle, dan is julle weer die heroes. So hoe persoonlik navigate jy heeltyd daai ups and downs van soos ja, ek het nou die land teleurgestel wat julle nie glad nie doen nie, maar dis die narratiewe wat mens maar vir jouself voer. So hoe die geestesgesondheid rondom om so 'n hoë prestasie beroep te hê, hoe doen jy daai stap? Ek dink ons praat altyd in die groep van ons realiteit. Ek dink ons mense het opinies, mense in die buiteland opinies, ons in die Springbok groep het natuurlik ons opinie wat ons as ons realiteit sien en ons weet as ons 'n game verloor, ja, die mense in Suid-Afrika gaan nie happy wees nie. Ons gaan bietjie op social media, as ons in die straat loop bietjie, mense gaan ons bietjie moeilikheid gee. Maar ons weet hoe hard ons gewerk het. Ons weet wat gebeur het in die game. Daar was dalk 'n fout met ons plan op die veld of 'n speler of twee dalk nie regte planne gevolg het. So ons sê altyd kom ons bly in ons realiteit. Ons sal volgende naweek dit regmaak en ek dink dit is wat ons half wanneer dit goed gaan en maar ook wanneer dit goed gaan, dat ons ook nog steeds in ons realiteit bly, want dan sê mense vir jou jy is die beste in die wêreld, jy is die beste span ooit. En dan sê ons net maar kom ons bly fokus op wat ons weet hoe hard ons werk. Ons weet wat ons moet doen vir ons volgende game of ons volgende toets of ons volgende toer. En sodra ons begin luister van hoe goed ons is, dan begin ons groot kop te raak. So is maar of in jou realiteit bly en net daarin te probeer beter en beter raak. Ja, was dit 'n ding waar jy nog altyd kan of goed was om te kompartimentaliseer, om te gaan, hierdie was nou net 'n game, dit was my beroep, dit het nou gesak, dit is nou verby, ons kan nou aangaan met die lewe. Was dit 'n ding wat al van skool af gekom het, dat jy dit kan kan sit, die suksesse en die teleurstellings? Ja, ek sukkel 'n bietjie met teleurstellings. Ek is maar nog altyd nie 'n goeie verloder nie, maar jy leer maar om daarmee te werk. Ek dink 2015 nog steeds vir my 'n seer eenhou toe ons die Nieu-Seeland verloor in die semifinaal. Maar sê altyd die son kom weer op. Veral as jy familie het, vrou en kinders en jy het dalk goed gespeel of jou span het nie goed gespeel en jy het verloor en jy kom by die huis en jou kind waar nie wat gebeur het, hulle is dit gelukkig om jou te sien en dan al vergeet jy jou aan 'n bietjie van 'n ander perspektief. Ja. Maar nee, dit is special om so ek sê familie te hê wat jou deur daai tough challenges in die lewe bring. Ja, ek meen my beroep is so glad ek is nie op die internasionale stage naaste by, soos jou nie, maar ek dink iets aan ouerskap, en ek weet nie of vir jou so is nie, maar daar kom 'n switch wanneer jy 'n pa word of 'n ouer word, wat jy eintlik mag gaan, maar wat eintlik belangrik is hierdie 1 of 2 jarige hier voor jou, wat nou 'n vuil doek het, of wat melk kort of wat ook al, dan sit dit so 'n bietjie die res van die lewe in perspektief, en ek wonder of dit met jou ook so is, want ek meen jy is op die wêreldstage, jy is die Springbok met die meeste toetse onder die belt. En ja, hoe juggle jy daai deel van Ebenezer en nie die ander kant wat net die familieman is wat my huis toe gaan en dan ook maar net met die kar moet was of die gras moet sny soos enige ander mense in die land. Nee, ek geniet dit eintlik want ons is so baie op toere, daai goed is vir ons normaal hè. Vir normale mense is om te gras te sny, 'n bietjie om pa te wees by die huis, bietjie om onkruid uit te trek. Vir party mense is dit gebeur dit elke dag, elke week. Vir ons sien uit daarna want ons is op toer die hele tyd. Ons wil daai simpel, eenvoudige dinge in die lewe eintlik bietjie doen by die huis. Ons nooit by die huis is nie. So ja, mense dink is en dit is baie keer is glamorous en jy sien die wêreld en baie keer mense is bietjie jaloers op die ouens wat nou rugby speel se lewens, maar
hulle besef jy die ouens wat rugby speel smag vir eintlik net na normale lewe om nie op 'n Sondag baie keer te travel om net saam met die familie te bly, Ja. bietjie carte blanche te kyk, bietjie 8 uur movie te kyk. So ja, ag dit is dis 'n jog. Ek dink ek geniet dit. Ek geniet nog my loopbaan, is ongelooflik, maar die dag wanneer als verby is, dan gaan ek smaal na wat gebeur het en as gaan ek happy wees om 'n slag net ook bietjie 'n normale pa, 'n normale man by die huis te Ek wees. gaan jou opvat en wanneer jy weer terug is van die volgende toer gaan ek jou sê met my kar kom was en my gras kom sny. Nee, net my eie nie so ver vat. Net my eie. Maar dis waar jy nou sê, mense kyk na julle leefstyl en gaan, ek wil ook dit hê, maar die opofferings wat jy moet maak along the way is 'n hele ander prys om te betaal en ek dink nie 'n kwart van die mense sal dieselfde opofferings maak fisies en emosioneel om hierdie leefstyl te hê wat julle in 'n mate het nie. Dit bring my kind of na die hele narratief verandering waar ons vandag is met die Springbokke rondom. As jy nou die laaste 3 of 4 coaches vat van die Bokke en met Rassie, daar was 'n groot narratief verandering in hoe julle begin speel het vir die land en vir die most vulnerable, die armstes van die land, waar die stories waar sê net maar Makazole Mapimpi vandaan kom, almal ken daai deel in Chasing the Sun. Hoe baie pressure is daai om elke keer te gaan, ek sê ons verteenwoordig nou die hele land en is dit 'n voorreg of is dit eintlik maar nogals meer pressure as wat mens dink? Nee, ek sou sê is 'n voorreg. Ek dink wat Rassie gedoen het in 2018 is hy die groep bymekaar gebring en half die wit olifant in die span adres, as ek dit so kan stel, want daar was baie ons van verskillende kulture en party ons hou van sing voor 'n game en Guijo sing en party ouens hou nou weer van rustig wees en eenkant wees of party ouens hou van net earphones op hulle ore het. Dis nou is 'n voorbeeld, maar ons baie ander dinge wat ons verskillende kulture is, jy doen dinge anders en Rassie het gesê, hoorie, dit lyk vir hom of van die goed ander spelers irriteer en ons moet net 'n common ground vind want ons wil saam spanne wen, ons wil saam wêreldbekers wen, ons wil saam die beste span in die wêreld word. Maar as ons mekaar gaan verkeerd opvry, verstaan, dan gaan dit nie werk nie. En ons gesit in die kamer en net gesels oor alles en ons het net common ground gekry dat ja, dit is fyn om voor 'n game Guijo te sing vir sekere ouens en dit is fyn om in die hoek te sit en stil te wees. Maar solank mense net nie mekaar se tone trap, as ek dit so kan stel en hoe ons ek dink daai meeting was 'n groot tool van sukses in ons vorentoe en net laat ons daar besluit het maar hoorie, almal is verskillend. Ons aanvaar mekaar en solank ons net een common goal het en dis om te wen en te wen vir Suid-Afrika en vir Suid-Afrika alles te gee. En daar's obviously Suid-Afrika is ook baie divers en daar's klomp verskillende kulture en mense daar buite, maar in die span is daar Mapimpi wat 'n sekere groep mense verteenwoordig. Daar's 'n Cheslin Kolbe, daar's 'n Pieter Steff, daar's 'n Frans Malherbe, daar's 'n Malcolm Marx, almal kan hulle self sien in die Springbok span want daar's so divers. So ons het gesê, hoorie, kom ons werk net saam met die klein goedjies wat mekaar irriteer, ons los dit. Ja. Ons kom net saam om beter te wees vir hierdie land en ja, ek sê daai meeting was ongelooflik belangrik. Dit was iets incredible aan die taal ook. Dis die eerste keer wat mense hierdie tipe goed gehoor het van rugby spelers, maar ook van die Springbokke kante wat dit 'n taal gehad het rondom inklusiwiteit en weerloosheid en armoede en so aan. En dit is die krag van dit is obviously incredible en ek dink dit is wat julle storie so ongelooflik kragtig maak, is dat dit wys want eintlik is ons almal maar net 'n klomp Jan Allemanne. Julle almal is maar net 'n klomp ouens wat incredible talente het, maar dit kon ook nie uitgewerk het vir julle nie. Maar die feit dat uitgewerk het is incredible en julle doen maar 'n klomp klein goedjies reg met hierdie massive impak. En ek dink baie keer probeer mense die probleme met groot goeders aanpak en ek dink op die ouene maybe lê die oplossings van die land net in 'n lekker gesprek met die ou anders as jy voor jou, soos wat julle gedoen het in 2018. So dit bring my na jou tyd in Frankryk en Japan. Wat het daai tye jou van jouself geleer, want dis heeltemal ander kulture, tale, vergeet van Suid-Afrika, dis 'n hele ander ballgame daar, want jy was 'n ruk in Japan 3 maande dink ek? Ja, Japan 3 maande. En 3 jaar in 3 jaar Frankryk. Japan was natuurlik 'n massive culture shock, maar wat gehelp het is my broer het saam met my gegaan vir die 3 maande, dit was al nie te lank nie. So as ek oefening toe was, het hy aan kos gemaak en hy het die dinge shout out vir Ryan. Here we go. En Andre was saam by dieselfde klub en Jessie, so dit was daarom nie te taffie. Ek dink Frankryk was bietjie moeiliker, dit was obviously 3 seisoene toe ek gegaan het. Ek was daar vir ek dink 2 of 3 maande toe gebeur COVID.
toe is ek alleen daar vir 'n paar weke, maar toe kom ek gelukkig terug en toe moes ek weer terug gaan na coach, soos ek 'n hele seisoen basies alleen in Frankryk, waar jy moet jy toe dan leer 'n bietjie van jouself, jy oefen, staan vroeg op, gaan oefening toe, jy's moeg, gaan kom jy terug by die huis en as 'n rappiespeler kan jy nie net elke aand by McDonald's stop of by 'n KFC stop. Dit is hoekom ek dit nooit gemaak het nie, by the way, is oor die McDonald's in Potchefstroom. Jy moet dan vir jou 'n vegetable en 'n Ja. hoendertjie en so gaar maak. So dan is jy moeg geoefen, dan kom jy by die huis, dan moet jy dit doen, jy moet jou was goed doen. So dit was 'n bietjie 'n tawwe tyd geweest, maar as jy sê, jy leer baie van jouself en ek stamp vir al twee ondervindings. Hoe belangrik is die pyndrempel aspek van rugby? Hierdie vraag kom van Bordeaux af. Ek weet nie vir Bordeaux ken nie, hy is 'n kameraman, hy het julle Lions toer geskiet met COVID hierso. Maar die pyndrempel aspek, want die eerste keer wat jy gekies het vir die Springbok, toe het jy 'n skouer issue wat jy nie vir Heineke gesê het nie, as ek dit reg onthou, nê? Nee? Ek weet nie of hy dit weet nou nie, maar hy weet dit nou. Maar jy het nie vir hom gesê van jou skouer nie, want jy wil graag uitdraf wat er baie reasonable is. En jy sien baie spelers wat dit nie maak of wat aanhou beseer is, wat of dit 'n ding van soos mens kan nie ander met daai besering speel nie, of dit is net die pyndrempel wat jy ingee. So hoe belangrik is daai deel van om 'n professionele rugby speler te wees om deur daai pyn te drink en te gaan ek gaan deur drink want my loopbaan is net sê net maar so 15 jaar of wat ook al. Maar hoe groot rol speel dit in jou die pyn, die management van pyn in 'n mate vandag nog? Nee, ek dink dit is massive, maar ek dink mense moet verstaan daar's 'n groot verskil tussen 'n pyndrempel en jy kan nog steeds 100% funksioneer met daai pyn en iemand wat op 'n veld gaan en hy's net nie reg nie en hy is dit 80% 'n weergawe van hoe hy eintlik is, want dan natuurlik sit jy span onder druk want jy kan nie speel of tackle of lyn staan doen soos wat jy eintlik moet hê. So ek dink baie ouens word 'n bietjie confused. Partykeer as jy jou lyf op die spel sit, maar jy kan nie regtig alles doen nie. Benadeel eintlik die span en jy dink jy help die span. Ja, jy wil 'n hero wees, maar Ja. Milan soos jy kan nie hardloop met jou been nie. Maar ja, die pynrempel is massive. Daar's hoe baie ouens soos Franco Mostert het ons het laas jaar in Ierland op Durban gespeel. Toe het hy 'n beenseer gemaak en ek dink hy het nog so 10 of 5 minute aangespeel. Toe obviously gaan hy van die veld af en hy is nou te seer, hy kan nie aanspeel nie. Na dit gebeur het en nog so ek sê 15 minute aangespeel. Gaan hy verskeie sy been gebreek. So hy het nog 'n paar minute met 'n gebreekte been gespeel. Dis soos Kitsoff met sy nek. Hy het ons aangehou speel ook. Gou speel daar. Ag nee. Baie ouens al met gebreekte Ja. hande vroeg in 'n game klaar gemaak. Sia ek het ook al met 'n gebreekte hand gespeel. So ja, ek dink die pryndrempel is nogals jy moet dit hê want dis maar eintlik min dat jy 'n game speel op daai vlak wat niks in jou liggaam Ja, fair. nie seer is nie. Daar's altyd ietsie wat bietjie nie Ja. Maar dit bring my na die oefeninge toe, want ek het nou al die voorreg gehad, ek en Benny om saam met jou en Sia en Driekus op Sia advertensies te skiet. En julle moes die oggend eers oefen en toe kom julle nou aan, toe kon ek sien julle is sat geoefen. Maar nou wonder ek hoekom is die oefeninge so rof en intens? Veral as jy sê nou in 'n World Cup is want ons het al gehoor van so spelers wat dan seer kry in 'n oefening. Ek meen Jean-Luc du Preez nou wat onder al die games gemis het oor 'n beserings. So hoekom moet die oefeninge so omtrent net so hard soos die games wees? Sou mens nie beter speler management kan hê as jy eintlik rustiger oefen en net kan of steeds hierdie goed gaan want ons almal weet julle gaan 100% gee die Saterdag mos. Ja, ek dink daar's verskillende tye in 'n seisoen hoe jy oefen. Ek dink ons die laaste week van die Rugby Kampioenskap en nou het ons bitter min geoefen want dis die 6de week, almal weet wat hulle doen. Oefening was vinnig, dit was nie baie taaf nie. Maar as jy in die begin van 'n toernooi is, dan moet jy moenie manne bietjie battle hardened kry, as ek dit so kan stel. Fair, ja. Na Desember vakansie. Exactly, ja. So jy moet bietjie, die ouens moet live scrums doen, hulle moet live warning doen. Ons wil nie altyd hê, ons sal kies om dit nie te doen nie, maar ons weet, jy kan nie in 'n toets ingaan en jy's half underprepared, so ja, partykeer is die oefeninge taaf, maar ek moet sê wanneer dit in kompetisietyd is, dis gewoonlik meer pre-season, maar in kompetisie is die coaches en die conditioning coach taamlik oopkop en hulle weet wat hulle doen en is nie te taaf. Behalwe as jy natuurlik 'n game verloor, dan kan hy oefening baie vinnig bietjie anders te raak. So gepraat van sy bemarking en hoe rugby spelers se identiteit nogals baie verander in die laaste 10 jaar met hoe sosiale media verander het en Instagram followers en campaigns van brands en so aan. Ek meen dis meer as ooit is rugby spelers nou brands
as wat hulle ooit was. So ons het al saam met julle geskiet en so aan, maar hoe moeilik was dit om daai te navigate van soos teen my deur te geskryf ek wil net vir die Springbok rugby speel en ek wil 'n World Cup wen. Maar nou is jy vir die 5de keer voor 'n kamera en jy moet 'n produk in die hand hou en gaan hey, vat 'n slukkie van hierdie produk of wat ook al dit is. Is daai maar 'n deel wat jy mee vrede maak en gaan hey, die mense hou vir my, hulle wil my deel van hierdie ding of is dit 'n deel wat jy eintlik wens nie deel kon wees van my beroep nie. Ek wil eintlik net rugby gespeel het. Ja, yes, dis 'n goeie vraag. Ek dink toe ek daai doelwit neergeskryf het, ek nooit gedink ek gaan 'n model word voor kameras wees en wardrobe changes en sulke goed en make-up kry. Maar en selfs 'n paar jaar terug toe ek begin het, was dit nie so groot nie. Maar ek dink sosiale media en waartoe vandag se lewe gaan het dinge 'n bietjie verander en as ek kon kies, ja, dalk sou ek dit verkies het in die ou tyd, maar die ding is dis nog ons loopbaan is net so lank. Ons kan net rugby speel vir kom ons sê 10 tot 15 jaar en die ander dinge, ek dink dit help om vir lewe na rugby, jy bou goeie konteks op. Ek dink jy kry natuurlik 'n ekstra iets daarvoor ook. So dis great om 'n deel te hê van die game en van die karier. So ja, dit help jy ouens eintlik baie in daai opsig. Ja. Op daai topic van die feit dat mense rugby loopbaan, wel op die veld ten minste, as jy loopbaan, kom ons sê as jy lucky is 15, 17 jaar max. Ons as mense weet ons gaan eendag doodgaan, maar ons lewe nie elke dag met daai gedagte nie. Soos jy, dis nie asof jy elke dag 'n besluit maak en gaan ek gaan iewers doodgaan, ek moet nou anders begin lewe nie. Dis maar net kan 'n deel van die lewe, maar is dit so met rugby dat omdat jy weet jy het sê net maar net nog 5 jaar oor of 7 jaar, ek weet nie presies hoe oud jy is nie. Is dit 'n ding wat heeltyd soos knaag in jou agterkop in terme van hoe lief jy vir hierdie sport is en hoe goed hierdie sport vir jou was en hoe goed jy vir die sport ook was om te gaan. Dis soos 'n break-up. Jy's nou in 'n verhouding met hierdie amazing mens en dan gaan 'n tyd kom wat ons nie meer saam kan wees nie. Is dit soos 'n ding wat deel is van die alledaagse mondering van hoe jou lewe lyk? Dis eintlik ja, ek het weet jy ek laasweek het by Thierry Henry gaan eet, een van my groot sokkerhelde as 'n kind en moet sê ongelooflike wyse man. Hy het actually vir ek en Sia en Damien Willems so was daar en hy het actually vir ons gesê 'n professionele sportman gaan eintlik 2 keer dood in sy lewe. Die dag wanneer jy doodgaan en die dag wanneer jy aftree. En dit het my so sin gemaak en jy sê jy moet net seker maak jou lewe buite rugby is in 'n goeie plek en dis waar ek dink familie inkom en dis die dag wanneer daai ewe net so die rugby speler doodgaan, weet ek hoor my ek het 'n familie en 'n vrou en 'n kind en 'n ma en 'n broer en skoonfamilie wat nog net so lief gaan wees vir my, indien nie liewer nie, want ek meer by die huis gaan wees. Maar dit is, jy moet daai balans vinnig kry. Dis kom baie ouens na hulle professionele sportmanne was gesukkel vir die eerste paar jaar en party gaan in depressie in want dinge gebeur net nie meer soos dit gebeur het nie. So ek dink jy kort 'n goeie structure buite rugby. Goeie mense om jou, mense wat jou kan lei en guide in 'n goeie plek en ek dink ek het daai tipe stelsel buite rugby met my familie en mense om my. So ja, dit is great om so iets te hê. So ja, ek is baie dankbaar daarvoor. Ja, ek dink soos die geestesgesondheid kant en om mense grounded te hou en om mense veral rondom jou identiteit, want ek dink ek kan nie my lewe vergelyk met jou nie, maar die klein bietjie sukses wat ek nog gehad het met musiek en die kunste en so aan, daar kom 'n punt wat jy begin gaan, is jy maar net die ou wat musiek maak en is jy maar net die ou van hierdie paar liedjies of wat ook al, maar ek dink hoe challenging moet dit wees vir jou en ouens soos julle om te gaan, waar lê my identiteit eintlik? Dis vir nou net by rugby, maar wie is iemand dan eintlik as die vletjie geblaas het of ek hang my stewels op? Ja, ek sê dis kom ek sê baie ouens se klaar mee. Ek dink mense leer ken jou as jy rugby speel. Mense sê baie keer vir my, jy's eintlik nice, want hulle dink hulle sien die mense op die rugbyveld en hulle kan nie altyd onderskei. Saam met Anlia wat getroud met rugby gespeel het, toe sy Sasha was en sy was half hierdie bad girl. Sy het gesê partykeer kom die mense na toe uit die straat en sê maar jy's 'n terrible mens. Mense kan nie seepies, hulle kan nie die verskil agterkom nie. Maar ja, ek dink dis belangrik om soos jy sê identiteit te hê buite rugby wat
ag ja, net soos ek sê wanneer alles verby is jy ja, jy het nog jou rappie pelle en jy het nog jou pelle buite rappie en familie en net dat jy happiness binne in jou het, dat jy nie streef daarna om nog bekend te wees of nog relevant te wees, maar dat jy happy is met wat gebeur het en dat jy jou voor uitsien om in die tuin te werk en jou kar te was en jy moet net so met bietjie by die huis te karwasdienste. wees. Maar dis waar nee. Dis so quote wat ek eendag gehoor het wat sê mens moenie lief raak vir iets wat nie lief kan raak vir jou nie. En iets soos in my geval musiek of rugby, dit kan eintlik nie lief raak vir jou nie, want dit is iets wat mens doen. Dis nie 'n mens of 'n persoon nie. En ek dink jy som dit baie goed op in die boek rondom familie en hoe powerful familie vir jou is. As ek vir jou 2 vrae mag vra oor jou pa, my pa is ook oorlede 'n paar jaar terug en is vreemd vandat hoe langer my pa oorlede is, hoe beter leer ek hom ken nou. En ook, so ek wil weet, is dit vir jou in 'n mate so, en hoe het jy verander vandat jy 'n pa geword het, in terme van jou verhouding met jou pa, is hy nou oorlede? Wat is die kant of die goed wat nog steeds van jou pa binne jou is, wat jy saamdra en wat jy oordra aan jou dogtertjie? Ja, ek dink my pa, ek voel ook hoe meer, soos jy sê, hoe langer hulle weg is, hoe meer begin jy ook oor hulle te praat aan die begin dat jy nie te veel wil hê. Maar ek en my broer altyd, as ons daar 'n Langeman sit en 'n biertjie oopmaak en ons begin 'n paar biere drink, kom my pa altyd op in gesprek en so vertel die ou stories en as ek my ooms of met my neefies se chat, dan kom al die ou stories op. So dis altyd lekker om oor te gesels en my pa het altyd vir my geleer om mense met respek te hanteer. Ek dink dis graag wat ek vir my dogtertjie eendag wil leer. My pa het nooit regtig ge-worry oor wie persoon is hy, of die persoon se status, hoe belangrik die persoon is hy. Hy het geglo om almal met respek te hanteer, maak nie saak wie dit is nie. En as iemand jou met respek hanteer jy hulle met respek, en as hulle nie doen nie, dan gee maar dit vir hulle terug ook. Ja. So ek dink ek het dit baie by hom geleer en om net almal dieselfde te probeer hanteer en vir almal respek te wys, ja. Ja. Ek dink dis een powerful ding wat ek dink wat ek lees in die boek van jou pa en jou ma ook veral is net hoe hulle ondersteun het, want as ek dit reg onthou, daar was 'n juffrou wat julle so afrig en toe jou pa soos nou ek gaan nou coach, was dit nee? Yes, Was ja, dit ons dit? het Ek het so gelag, ek kan net dink jou pa gaan nee, ek gaan coach hierso. Ek gaan dit so afrig. ja, die mans in die ou was 'n bietjie anders. Ja, ja. Vrou kan nie rappie afrig. Nee, obviously, obviously, dit was nie lelik bedoel nie, maar wat ek vergevat het was dat jou pa gegaan het, ek gaan instep en ek gaan net ondersteun en ek gaan uitfigure hoe om 'n rugby coach te wees, want my seun wil rugby speel en hy is in die span en ek gaan dit nou maak werk vir hom, en ek dink dis so 'n klein ouerskap tip wat ek dink ek dra by my is soos net om te ondersteun, want ek dink jy sou nie weet waar jy is vandag as jou ouers nie gegaan het, ja, let's go. Hulle kom ons maklik gegaan het, my seun, laat gaan daai droom. Ja. Word 'n model, sing. Ja. Maar my punt is maar net soos ek dink, ja, dis wat ek van jou ouers optel, is so hoe ondersteunend hulle was. En is eintlik maar, ja, dis maar net dis meer ouerskapsding tussen my en jou nou. Ja. Nee, hulle het my nooit soos hulle het my nooit gedruk en iets sê. Ja. Hulle het altyd vir baie ouers sal sê, maar jy kan nie net so fokus op rappie, jy moet dit en dat. Ek onthou ek het 'n wiskunde juffrou gehad op skool wat altyd vir my gesê het, jy moet op 'n worry oor die rugby, dit gaan jou nêrens bring. Jy fokus op jou wiskunde en jou studies. Ek het eintlik na skool 'n bietjie na toe gegaan en waar Jy moet van World Cup kaartjies koop in Australië. Ja, maar ja, was my ma het my support en hulle gesê maar hulle is daar en as dit my droom is, gaan hulle dit support en my pa was by elke skool rappie game en daar was nie altyd baie finansies, maar hulle het seker gemaak ek het die regte rappie toeriste gehad en goed so ja, nee, ek kan net vir ewig dankbaar wees vir hulle. Ja. Ek het een vraag hoor en dan wil ek net 'n comment maak. Ek wil eerstens dankie sê vir wat julle besig is met die hele konsep van waar die Springbok span en dit nou op die oomblik is. Ek dink nie julle hoor dit oral, maar ek dink julle hoor dit min by net iemand wat jou in die oë kyk en gaan. Ek dink nie julle besef die krag waarmee wat nou aangaan om so 'n mixture van reënboognasie kulture en tale in 'n een groep span te hê, veral in 'n sport soos rugby wat so kragtige sport, maar ek dink wen of verloor die manier hoe julle die land verenig en besides of jy nou van rugby hou of nie, ek dink net julle is 'n amazing voorbeeld van wat die land kan wees
as 'n besigheid en as die Springbokspan 'n besigheid was of 'n land was, is julle 'n great voorbeeld van hoe die land kan werk as mens kommunikeer en as mens net saamwerk in vergelyking met hoe die res van die land lyk. So ek is my massive voorreg om met jou te gesels rondom hierdie goeters en dankie vir daai deel want julle dit kom met 'n prys en ek weet julle is min weg. Julle is baie weg van julle familie af, baie weg van jou dogter af en julle is omtrent net op die pad konstant en dit kom met 'n prys en ek dink die prys wat julle tans betaal is versoening in die land en beter integrasie rondom kultuurgroepe wat ek dink moerse nodig is en julle speel 'n crucial rol en jy veral Eben met jou 130,000 toetse onder jou belt en wat nog gaan kom, dink ek jy kan moerse trots wees op jouself en ek hoop daar is 'n lysie by jou huis agter die deur met nuwe mylpale wat ek hoop jy gaan haal eendag. En dan my laaste vraag en 'n comment, nou dat vroue rugby so incredible is, ek weet nie of jy gesien het nie, hulle het 'n 15 vrou lyn staan gedoen by die World Cup. Die hele bokspan was in die lyn staan. Sal jy jou dogtertjie blootstel in rugby in die sin van as sy vir jou sê, papa, ek wil 'n Springbok rugby speler word, kan ek dit gaan doen? Ek weet daarmee. Ek weet waar my liggaam gegaan het. Ek sit juist nou met 4 steke hier in my lip. Dus ek was so 'n bietjie van 'n snaakse smile het. Nee, yes, ek kan nie. My seentjie dalk ja. Seentjies is mos maar jy maak hulle ons 'n bietjie anders te groot. Ja. Maar nee, ek dink ek sal eendag om eerlik te wees, my dogter sê sy wil rugby speel. Ja. Ek sal eerder dalk tennis, die volgende Serena Williams. Yep. Ja. Tennis of netbal, ja. Andre Agassi se pa het gesê, koop vir jou kind 'n raket en hy koop vir jou 'n strandhuis. So, Eben sterkte met die boek verder. Eben se boek ten slotte is nou beskikbaar landwyd by jou naaste boekwinkel en ek is doodseker jy kan dit aanlyn ook kry. En incredible boek, lekker lees, lekker deep dive in sy lewe en dankie vir jou tyd, Eben. Sterkte met die res van die boektoer launch en sien jy by die volgende World Cup hopelik. Dankie, waardeer jou tyd. Cheers, Eben. Cheers man.